Jy kan jou sitplek neem, baie dankie. Dankie vir ons span. Ek is so bly dat jy hier is. Ek staan nou agter en dink, dit is so lekker om op 'n donderdag aand saam met jou te wees en net die naam van die Here groot te maak saam met jou. Anders as op 'n Sondag. Ek het so uitgesien na hierdie aand, die hele dag is my gedagtes hier en die ekspektasie het net opgebou oor wat die Here vanaand wil doen. Nou reg oor die land en die wêreld kom mense bymekaar vandag om Hemelvaart te vier. Vir die kind van die Here is dit belangrik, vir die wêreld is dit nie belangrik nie. Vandag toe ontmoet ek 'n man op die golfbaan en hy sê vir my, dit was so 9:30, hy sê nie, hy was klaar by die kerk gewees. Ek sê, so vroeg. Hy sê, ja, hulle het 8:00 tot 9:00 kerk gehad, hulle het klaar Hemelvaart gehad. Nee, ons sinne is vanaand. So ek is so bly dat jy hier is. Sê gou weer vir die ou langs jou, jy het goed gedoen om hier te wees. So, die doel van vanaand is om te herdenk wat die Here gedoen het, maar ons kan nie herdenk as ons nie verstaan presies hoekom dit gebeur het nie. So vanaand is hier 'n lering wat jy iets gaan leer, en as jy mooi luister en die woord vat, gaan jy saam met my opgewonde raak oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. Hoekom het die Hemelvaart plaas gevind? Goed, so kom ons gaan na Handelinge, hoofstuk 1 vers 9 tot 11. Ons gaan dit sommer op die skerm sit en jy gaan saam met my lees. Goed. En nadat hy dit gesê het, dis Jesus, is hy opgeneem, waarna toe? Op. Terwyl hulle dit sien, dis sy disippels, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Ons het 'n tweede versie. En terwyl hulle so staan, stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat julle nou sien opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos wat julle hom na die hemel sien wegvaar het. So ons leer dat toe Jesus opvaar na sy aardse reis, hy het aarde toe gekom, hy het die koninkryk gevestig, hy het ons geleer, hy het kruis toe gegaan, vir ons sonde gesterf, oorwinning behaal, 3 dae later opgestaan, toe was hy nog 40 dae op aarde, en dan sê die Bybel, opgeneem in die hemel. Goed, en dan kom die belofte, soos julle hom sien gaan, so gaan hy weer terugkom. Wie van julle glo nog Jesus gaan terugkom? Amen. Kom ons vat gou die volgende skrif asseblief, Johannes 16 vers 17. Dit pas so mooi in by wat hier gebeur het. Dis Jesus wat hier praat, en tog sê ek vir julle die waarheid. Jesus vertel vir sy disippels, hy moet weggaan, hulle is geskok, hulle wil nie hy moet weggaan nie, hulle wêreld val uit mekaar uit. Hoor wat sê hy vir hulle, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Wie is die voorspraak? Dis die Heilige Gees. Die een vertaling sê voorspraak, die ou vertaling sê Heilige Gees. Gewoonlik dink mense dat die Hemelvaart beteken Jesus het weggegaan. Maar Hemelvaart gaan nie oor Jesus wat afwesig geword het nie, dit gaan oor Jesus wat eintlik daarna ewig teenwoordig geword het. Onthou Vader, Seun, Heilige Gees is een. Ek hoor vandag 'n man sê hy het 'n dogter, hy sê daar's net 3 manne wat naby sy dogter kom. Dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Niemand anderste nie. Hy vertrou niemand anderste nie. So Jesus sê, ek gaan weg, maar moenie huil nie, ek gaan iemand vir julle stuur. En hulle het nie geweet wie dit was nie. Hulle was nie bewus van die Heilige Gees wat sou kom en wat die werk van die Heilige Gees sou wees nie. Die disippels kyk op na die hemel, maar die waarheid is, Jesus het nie die wêreld verlaat nie. Hy het net teruggekom in die vorm van die Heilige Gees om sy teenwoordigheid groter te maak. En toe hy in die vlees op aarde was, kon Jesus op een plek wees. Maar nou, na die Hemelvaart stuur hy die Heilige Gees en nou is hy by elke gelowige hier op aarde. Ek is vanaand bly vir die Heilige Gees, wat my lei en wat met my praat en wat elke dag saam met my stap. The Holy Spirit is part of my journey through life. En dis iets wat die wêreld nie kan sê nie. Hulle het nie die Heilige Gees soos ons hom het, wat saam met ons elke dag stap nie. Goed, so die Hemelvaart beteken, Jesus
regeer nog steeds, al is hy nie hier op aarde nie. So waar is Jesus nou? In die hemel sit God die Vader, en die Bybel sê Jesus sit nou langs hom aan sy regterkant, nê? Die kruis is nie die einde nie, die graf was nie die einde nie, die hemelvaart is ook nie die einde nie, Jesus leef vandag nog. En daar's 'n werk wat hy doen in die hemel, hy regeer vandag nog, hy sit aan die regterhand van die Vader, and he promised us that you are never alone. You are never alone. So, ek het gou hier aan gedink, ons het in ons area 'n klomp plekke gehad wat die laaste tyd sonder elektrisiteit gesit het. Ek hoor Northcliffe is 5 dae, is julle al aan Kobus? Nog steeds nie, 6de dag, 5de dag. Florida was hulle 3-4 dae afgewees, en dit is nie lekker om in die donker te sit nie. Wie van julle hou daarvan om in die donker te sit? Niemand nie. Daar's een of twee wat daarvan hou, nee. Weet jy wat gebeur as jy in die donker sit? Dis hoe ek het ervaar as 'n mens. Jy voel alleen. Is dit so? Dis hoe ek het ervaar. Maar die oomblik wanneer jy 'n lig aansit, dan lig dit sommer jou gemoed en jy voel sommer net beter. Want jy kan mos nou sien. In die donker kan jy nie sien nie, maar as die lig aan is, kan jy sien. Nou dis wat gebeur het, toe Jesus opvaar hemel toe, sit die disippels, hulle is moedeloos, hulle voel hulle is in hierdie donker wêreld sonder Jesus, maar Jesus het gesê in Johannes 14, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n helper stuur. Wie van julle het hulp nodig? Die Heilige Gees gaan jou help. Jy moet met Jesus praat, die Heilige Gees gaan jou help. Hy's hier om ons te help elke dag. Hy's hier om met jou te praat. Die Heilige Gees is daai lig wat aangaan in 'n donker wêreld. Jesus is in die hemel, maar sy Gees woon nou in ons. Die Bybel sê in ons. En wanneer die storms van die lewe kom en dis donker, brand sy teenwoordigheid binne in ons. Ek vrees nie vir dit wat in die wêreld aangaan nie, want God is met my. Die Bybel sê hy wat in my is groter as hy wat in hierdie wêreld is. Groter as enigiets wat gebeur in hierdie wêreld. So ek leer iets, jy hoef nie Jesus met jou fisiese oë te sien om hom te ervaar nie. Jy kan die Heilige Gees ervaar, want hy's hier op aarde met jou en met my en met jou. Die Heilige Gees is die bewys dat die Here elke dag met ons is. Hy stap saam met ons, hy's in die storm saam met ons, hy's tot aan die einde saam met ons, van jou begin tot aan jou einde. Weet jy wanneer is jou einde? Die dag wanneer jy jou asem uitblaas. God het gesê, vandat jy gebore is, tot jy die dag doodgaan is ek met jou. Dis 'n mooi belofte. Jy kan maar amen sê, oor niks gaan gebeur nie. Goed, as jy meer amen sê, preek ek beter. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 20. Hy het hom Jesus uit die dode opgewek, en hom laat sit aan die regterhand uit die hemele, bo alle owerhede en mag. Hy's verhewe, God is in die hemel, Jesus is in die hemel, maar ons het die Heilige Gees by ons. So hoe bid ons? Ons bid deur Jesus na die Vader toe, en die Heilige Gees is die een wat ons help hier op aarde. Dit beteken, as God bo alle magte is, as Jesus bo alle magte is hy bo jou probleme. Hy's bokant die ekonomie. Hy regeer en nie die ekonomie nie. Hy regeer en nie jou probleme nie. Hy regeer en nie jou siekte nie. Hy regeer en nie jou vrees nie. Hy regeer en nie mense nie. Christus regeer. Hy sit langs die Vader en hy regeer uit daai posisie uit. En baie mense voel vandag, hulle vra, waar is die Here? Hoekom het die Here my vergeet? Maar net omdat jy hom nie sien nie, beteken nie hy werk nie. Hy is daar en hy was nog altyd daar gewees. Ek het hierdie wete dat God is elke dag by my. Weet jy hoekom weet ek dit? Want sy Gees woon in my. En die oomblik as ek twyfel, dan is die Heilige Gees hier om my te herinner, maar jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen nie. Daar's soveel gevalle in die Bybel wat ons leer, dat wanneer die vyand kom en dit voel, dat hulle is oorweldig, dan kom God met 'n groter mag en 'n groter krag, want hy's in beheer. So ek het hierdie mooi storie gelees wat my hart geraak het, 'n ware verhaal van 'n vrou en haar dogter wat in Australië in die see geswem het. Nou Australië, net soos Suid-Afrika, is bekend vir haie, want dis warm water en hulle die Great Barrier Reef en al hierdie mooi goed daarso. En hulle vertel dat terwyl hierdie ma en dogter swem, het 'n haai gekom en die dogter aan die been gegryp. Nou dit is nie iets lekker nie.
ek weet nie, as jy nagmerries kry, waarvan droom jy nie? Maar ek het al 1 of 2 keer gedroom, ek is in die middel van die see en hy gryp my hier van onder af. En dan skrik ek wakker en as ek nat gesweet en dan spring ek op en ek check of my bene alright is. Ek kan dit nog vanaand vir jou gaan vertel. Goed. So, ware verhaal, hierdie haai gryp hy tienerdogter aan haar een been. En die haai trek die dogter weg van die ma af. Die ma het gesnap en gesien wat gebeur. En haar eerste instink is, sy gryp haar dogter se 2 arms. En die haai trek aan daai kant en sy trek aan hierdie kant. Die ma het gewen, sy het die dogter losgetrek uit die bek van hierdie haai uit. En toe hulle in die hospitaal was, so 'n week of 2 later kom die verslaggewers daaraan en hulle het 'n onderhoud met hulle en die verslaggewer sê, wys vir my die merke op jou been en hulle wys die merke op haar been en hulle oë so groot van hierdie merke op hierdie dogter se been. Maar die dogter sê vir die verslaggewer, wag, ek wil jou iets anders wys. Kyk die merke op my arms. My ma het gewen. Niemand kyk na die merke op die arms nie. Nou die Heilige Gees werk so. In hierdie wêreld is hy altyd by ons. En hierdie wêreld is gereed om jou te gryp en om jou in die verderf te lei en om jou weg te vat van die Here af. Maar God veg altyd vir sy kinders. En ek sien vanaand in die Gees hoe die Heilige Gees mense aan hulle arms gryp en vir die duisternis sê, hierdie een behoort aan my, jy gaan hom of haar nie kry nie. En dis die werk van die Heilige Gees. Bly jy net by die Here. Bly jy by die Here. In hierdie wêreld kan baie goed verkeerd loop, maar as jy by die Here bly, sal hy vir jou sorg. Ons verstaan nie altyd die storms nie, maar hemelvaart leer my dat God is op die troon saam met Jesus Christus, maar ons is nie alleen nie. Toe hy opgaan, het hy gesê, julle is nie weeskinders nie, ek stuur iemand om julle te help. Hulp is op pad. En die Heilige Gees, soos ons weet, het gearriveer op die dag van Pinkster in Jerusalem, hier op aarde en in mense kom woon. En een van die grootste leuns wat die vyand vir die mens kan vertel is, dat God het jou vergeet. Weet jy hoe baie kry ek dit met mense wat moedeloos is, wat in my kantoor kom sit, op 'n bank, en hulle is daar vir berading, dan sê hulle hierdie woorde, God het my vergeet. Nou Jesus het hierdie leuen geantwoord in jou Bybel, Matteus 28 vers 20. Hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae van jou lewe. Die dae wat jy goed voel en die dae wat jy nie goed voel nie. Die dae wanneer daar voorspoed in jou lewe is en die dae wanneer daar teëspoed is. Ek is altyd by jou en dan voeg hy by tot aan die einde van hierdie wêreld. Of jy gaan dood of jy leef tot aan die einde wanneer Jesus terugkom. God het beloof hy is altyd by my. En ek herinner myself elke dag dat God is by my. Het jy al in die oggend opgestaan en vir die Heilige Gees goeiemôre gesê? Want hy is by jou. Hy saam met jou. Jare terug het Benny Hinn, is een van die mees ongelooflikste boeke wat ek gelees het, 'n boek geskryf, Good Morning Holy Spirit. En hy vertel van sy journey met die Heilige Gees en hoe hy met die Heilige Gees praat en hom elke môre groet, want die Heilige Gees is deel van die Godheid. En dis hy wat hier op aarde by ons is. So ek wil jou uitdaag, môreoggend sê goeiemôre Heilige Gees. Vandag gaan ons 'n pad saam stap. Dankie dat jy met my is. Dankie dat jy my helper is. Dankie dat jy my leidsman is. Nie net op goeie dae nie, nie net in die kerk nie, nie net wanneer ek sterk voel nie, maar altyd, sê die Bybel, altyd. Always I will be with you. So die Heilige Gees is by elke persoon in die hospitaal. Die Heilige Gees is by mense wat onder finansiële druk is. Die Heilige Gees is vanaand by die persoon wat eensaamheid ervaar. Die Heilige Gees is daar wanneer ons begrafnis hou. Hy's daar wanneer jy huil in die nag. Hy's daar wanneer die oorlog in jou gedagtes is. Hy's daar op jou afdae, die dae wat niks sin maak nie. Die Heilige Gees is by jou. Jesus het hom vir ons gestuur en dis die groot beloning vir my en vir jou. Hoor wat sê Jesus, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Ek gaan iemand vir julle stuur. So wat is die voordeel wat ons trek? Ons het 'n gedeelte of 'n deel van die Godheid by ons elke dag, in ons, by ons, langs ons, saam met ons, naamlik die Heilige Gees. Nou in die Ou Testament het die Heilige Gees mense besoek. Maar in die Nuwe Testament, nadat Jesus opgevaar het, is hy permanent by ons. In ons, saam met ons. En Dawid skryf in Psalm 139, as ek opvaar na die hemel, Here, U is daar.
Maak ek my bed in die doderyk? Here, U is daar. Dit beteken goeie tye en slegte tye. Selfs wanneer jy voel God is stil, reeds is hy by jou en dis daai tye wat hy by jou werk. Die Heilige Gees is altyd by jou. Jy kan met hom praat. Jy kan met hom praat soos wat jy met God die Vader en met Jesus praat. Die hemelvaart beteken dat Jesus sit aan die regterhand van God die Vader in die hemel en hy het 'n spesifieke werk wat hy doen vandag vir my en vir jou. Baie mense dink Jesus sit net in die hemel en hy wag nou vir die einde van die wêreld. Nee, die Bybel sê in Hebreërs 7, hy leef vir altyd om vir ons in te tree. Om vir jou in te tree. Wanneer jy nie weet wat om te bid nie, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, hy tree vir jou in terwyl jy slaap. Hy tree vir jou in wanneer jy huil. Hy tree vir jou in wanneer jy moed verloor. Hy noem jou naam in die hemel. Ons het 'n intercessor. Ons het 'n advokaat. Hy sit langs God die Vader en hy noem my naam. Vandag toe ek hierdie woorde weer lees, toe besef ek, Jesus noem my naam na God die Vader. Here gaan help vanmôre, hy sukkel vandag. Ek het dit nou die dag genoem in 'n oggendboodskap. Party dae is makliker as ander dae. Dit is so, ons almal ervaar dit. En ek het ook geleer in my lewe dat ek kan nie die dag regmaak as hy die dag nie reg loop nie. Ek gee dit vir die Here en vanaand slaap ek, sit my bedlampie af en môreoggend staan ek op want die Bybel sê môreoggend is die Here se genade weer by my. Sy barmhartigheid is weer nuut, dit is vars, sy liefde is vars vir my en ek probeer weer van voor af. Moet nooit moed opgee nie, die Heilige Gees is altyd by jou. Praat met hom. Ek herinner my aan die gebeurtenis met Petrus. Onthou jy, Jesus praat eendag met Petrus en hy sê vir Petrus hierdie woorde. Hy sê die duiwel Satan wou jou gesif het soos 'n mens koring en kaf van mekaar skei. Met ander woorde, Petrus, hy wou jou deur hierdie toets gesit het. Maar ek het vir jou gebid, dis Jesus die intercessor. Ek het jou naam by die Vader genoem. Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal kwyn of verswak nie. Jesus tree vanaand in wanneer jou geloof swak is. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer jy 'n moeilike dag het, jou naam word by die Vader genoem. Ek is vanaand so dankbaar dat Jesus noem my naam. Hy sit in die hemel, sy werk op aarde is klaar, maar hy tree vandag vir jou en vir my in. Ek het vir jou gebid sodat jou geloof nie moet ophou nie. En dan sê hy vir Petrus 'n interessante ding. Hy sê en wanneer jou geloof weer sterk is, wanneer jy jou weer bekeer het, gaan versterk die ander gelowiges. Maar wag so 'n bietjie, Petrus loop dan al lank saam met Jesus. Hier sê Jesus vir hom, wanneer jy jou bekeer het. Jy geweet dat bekering is 'n daaglikse proses. Jy moet daagliks die slegte aflê, daagliks die goeie najaag, daagliks vergifnis vra, daagliks weghardloop vir die sonde en miskien voel jy vandag swak, maar ek wil vir jou vanaand goeie nuus gee. Jesus noem jou naam by God die Vader. Ja, dit beteken iets vir my as ek weet dat God noem my naam, Jesus noem my naam by die Vader. Hy tree vir my in. En as jy nie 'n goeie dag het nie, Jesus tree daai dag vir jou in. Here, hy kry swaar. Raak hom aan, gebruik die Heilige Gees. Here, hy het nie 'n goeie dag nie, sy liggaam is af vandag, hy voel siek. Here, daar's goed wat op hom is, omstandighede. Laat die Heilige Gees hom aanraak. Jesus noem my naam by God die Vader. Die hemelvaart beteken iets anders ook. Dit beteken ons het 'n hoop in hierdie deurmekaar wêreld. Wie van julle weet hierdie wêreld's deurmekaar? Net sodra ek gedink het ek het alles gesien, dan sien ek nou iets wat nog erger is. Elke dag is daar iets, elke dag. En ek kyk na die mensdom en ek dink God sit in die hemel en wonder, wat gaan aan met hulle? Ek het hulle nie so gemaak nie. Dit raak erger by die dag. Die diefstal, die misdaad, die tye waarin ons lewe, die goed wat ek hoor, dit raak erger by die dag. Die wêreld is donker, maar ons het hoop omdat Jesus opgevaar het en hy het die Heilige Gees gestuur om ons krag te gee vir elke dag. Ons leef in 'n tyd van oorlog, van geweld, van depressie, van onsekerheid. Mense verloor hoop, maar die hemelvaart herinner die kerk van die Here dat hierdie wêreld is nie ons eindbestemming nie. Ek en jy is net tydelik hierso. Ek wil nie vir ewig hierso wees nie, want die mense wat hier regeer is besig om alles op te voeter.
Filippense 3 vers 20 sê, ons burgerskap is in die hemel. Ons burgerskap is in die hemel. Laasweek sit ek in die Kaap, ek het werk gaan doen vir hoofkantoor daar, en ek sit saam met 'n ouer pastoor en middagete eet. En hy sê vir my woorde wat baie wys is. Hy sê op my ouderdom, as ek myself wil bederf, dan gaan hou ek vakansie en ek maak memories, of ek gaan sit by 'n plek en ek eet lekker. Ek gaan nie nog 'n beeld van R3000 koop wat in die vensterbank gaan staan nie. Dink gou oor daai woorde. Ons is nie vir ewig hierso nie. Ons is nie. Die dag as Jesus my kom haal, bly daai goed agter. Dan het jy al daai geld uitgegee op goed in jou vensterbank, want iemand anders kom dit vat, en hulle vat dit scrap metal toe. Hulle het geen waarde daaraan nie. Dink mooi, ons is nie hier vir ewig nie. Moenie jou wortels te veel vestig in hierdie wêreld nie. As jou aardse leeftyd verby is, 70 jaar volgens Psalm 90, 80 as jy sterk is, dan is jy weg. So jy kan daai 70 aftrek van jou ouderdom nou. Vat 70 minus hoe oud jy nou is. Dan weet jy hoe lank het jy oor om te lewe. Dis genoeg om jou te laat skrik, nee. As jy 70 gaan maak, die wat sterk is ouer as 70. Dis genadejare van die Here. Ons is nie vir ewig hier nie. Jesus sê in Johannes 14, ek gaan op, ek gaan vir julle 'n plek berei, en wanneer ek klaar is, gaan ek julle kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. Het jy geweet, Jesus kom jou haal? Daai adres op jou water en ligte rekening is net tydelik. Hy gaan verander. Ek gaan bly in nommer 9 Halleluja straat, bo in Beulah land. Op strate van goud gaan. Jesus kom my haal. Ek wil nie vir ewig hierso wees nie. Hy gaan om vir my 'n plek te berei. En dit beteken vir my iets. Dit beteken dat die graf het nie die laaste woord nie. Pyn het nie die laaste woord nie. Die aarde kry nie die laaste woord nie. Moeilikheid het nie die laaste sê nie. Opdrandes het nie die laaste sê nie. Aardse stryd het nie die laaste woord nie. Jesus het die laaste woord oor my lewe. Hy het die laaste woord oor jou lewe en oor my lewe. And everything will be done when Jesus says it's done, nothing else. My lewe is in God se hand. Jy moet dit vanaand verstaan. Jou destinasie en jou lewe is nie in mense se mond nie. Mense se woorde kan jou so maklik omkrap. Jy moet tog leer om nie so sensitief te wees nie, asseblief. Mense is so sensitief oor woorde van mense. Dit kan jou net pla tot die vlak wat jy dit toelaat om jou te pla. As iemand vir my môre in die verkeer skree, ek is 'n Bobbejaan, dan weet ek mos hier binne, ek is nie 'n Bobbejaan nie. Want ek bly nie in 'n boom met 7 takke waar ek slaap elke aand nie. Die Bobbejaan is in die Kruger Wildtuin en in Magalies en al daai plekke. So dit kan my net kwaad maak as ek toelaat dat dit my kwaad maak. Moenie so sensitief wees nie. Ek probeer vir jou sê, God se woorde oor jou is baie meer belangrik. Jou lewe is in God se hand en jou destinasie is in God se. Mense kan nie jou rigting verander. Mense kan nie jou destinasie. Bly jy net by die Here. As jy by die Here bly, gaan hy jou vat waar jy moet wees. Jy's veilig by hom. Hy het die laaste woord. So wat beteken, ek haas my, wat beteken die hemelvaart vir die kerk vandag? Die kerk moet weer die hoop vir hierdie wêreld wees. Die wêreld is net slegte nuus. As jy die koerant oopmaak, dis net slegte nuus. As jy Facebook oopmaak, dan sien jy hierdie een is dood en daai een se motorfiets is gesteel en daai een het hulle by die kombuis ingebreek, toe steel hulle sy chocoladekoek en hulle dit gesteel en dit gesteel. Ek lees nou die dag van 'n huis in Erasmia. Die mense was op vakansie gewees. Vir 2 weke, toe hulle terugkom, staan daar net 'n dop. Hulle het die deure gesteel, die bugler-proofing, die dakteels, alles binnekant, daar's net 'n dop. Nie ver hiervan af nie. Niks verbaas my meer nie. Slegte nuus, maar ons moet die hoop in hierdie wêreld wees. Want die hoop lewe binne in ons. Hy wat die oorwinning is, hy het vir ons die mag gegee en alle krag, Markus 16. Hy lewe binne ons. Die wêreld is slegte nuus, maar ons het die goeie nuus. Die Bybel noem die evangelie van Jesus die evangelie van goeie nuus. Wees jy die goeie nuus vir iemand daar buitekant. As hulle negatief is, wees jy positief. Stap net in as hulle so mou, dan sê jy, man, die Here gaan hierdie ding uitsorteer. Wat is julle probleem? Kom ek help julle gou.
Kom ek help julle gou. God se woord sê so en God se woord sê so. En as jy dink jy gaan dit nie maak nie, Jesus het gesê ek gaan by jou wees van die begin tot aan die einde. Jy gaan okay wees want ek is saam met jou. En hy sê net partymal by my op sekere dae van die maand nie. Elke dag, 24 ure 'n dag, elke minuut, elke sekonde woon God se gees in my, by my. Hy loop saam met my. Hy het beloof hy sal my nie alleen los nie. Die kerk moet weer met vrymoedigheid begin leef. Want ons ken die antwoord, ons koning leef, ons bid nie tot 'n dooie godsdiens nie, ons dien 'n lewende Christus wat opgestaan het, die enigste een wat opgestaan het. Daar's eintlik net een God, daar is nie ander gode nie. Dis mensgemaak, daar's net een God. Gode is meervoud, daar's nie ander gode nie, daar's een God. Die ander bestaan eintlik nie, dis mensgemaak. Ons moet met vrymoedigheid leef, want die koning leef in ons deur sy Heilige Gees. Jy moet inkom en jy moet die atmosfeer verander. Verander. Ek groet vandag 'n oom, ek sê, hy groet my, en ek groet hom terug, ek sê, goeiemôre oom, hoe gaan dit? Hy sê vir my hierdie woorde, hy sê, ek is ryk, maar ek is ook nederig. Ek sê vir hom, dis 'n mooi getuienis. Ek sê, waar ek vandaan kom, sê hulle arm maar geduldig. Jy sê ryk maar nederig. Hy antwoord my dadelik, hy sê ek is nie ryk met geld nie, hy sê ek is ryk in die gees. Toe hoor ek, hierdie is 'n kind van die Here. Hy praat die regte goeders, dit is wat 'n positiewe persoon doen. Dis iemand met die gees van God in hom, dis iemand met die Heilige Gees. Jy kom in met heeltemal 'n ander aanslag as hierdie wêreld, en hulle weet jy's anders, want God se gees is anders. Jy's anders. As jy dieselfde praat en dieselfde doen as die wêreld, dan kan hulle nie die verskil sien nie. Ons moet anders wees. Vrymoedigheid. Die kerk moet weer die Heilige Gees vertrou. Na die hemelvaart het die Pinkster gekom met die uitbreek van die Heilige Gees uitstorting, en wanneer Jesus opvaar, stuur hy krag na die aarde toe. Die werk van die Heilige Gees is om jou te bekragtig vir jou dienswerk, vir wat jy hier moet doen. As jy krag nodig het, ek praat van geeskrag, die Heilige Gees. As ons in hierdie kerk is en iemand begin huppel of spring of uitbundig lag en net haar die naam van die Here groot maak, hulle is onder die krag van die Heilige Gees. Hulle het 'n ontmoeting met die Here, op daai oomblik is hulle ingeprop in die hemel. Hulle het aanbid, daar's gate wat geslaan is in die atmosfeer en die Heilige Gees het neergekom op daai persoon, want hy het dit toegelaat. Ek en jy moet aanbid. Het jy geweet, elke keer as ons sing en jy sing saam, dan nooi jy die Here na jou toe. God woon onder die lofsange van sy volk. As jy net daar staan en jy sing nie, gaan niks gebeur nie. Jy moet 'n deelnemer wees. God moves with the movers, he doesn't sit with the sitters. Goed, die kerk moet leer om weer op te kyk. Toe Jesus opvaar, hemel toe, toe's die disippels moedeloos, hulle het nie verstaan van die Heilige Gees wat gaan kom nie, hulle kyk afgrond toe, maar die hemelvaart het hulle weer laat opkyk, en die Galileese manne sê, waarna staan julle en kyk, die engele, waarna staan julle en kyk, Galileese manne? Hierdie selfde Jesus wat julle sien opvaar, gaan weer terugkom. Hy gaan weer terugkom. Die kerk moet weer opkyk. Daar's 'n skrif wat sê, kyk op, jou saligheid is naby. Kyk op na Jesus. Die disippels het afgekyk, maar Jesus sê, kom ons kyk op. Die disippels het gedink, hulle het Jesus verloor, maar eintlik het hulle hom nader aan hulle gekry. Want nou woon hy in ons. Uitstorting van die Heilige Gees. Jy moet die Heilige Gees begeer. Ek wil hê jy moet meer die Heilige Gees in jou lewe verwelkom. Jy moet meer met hom gesels. Jy moet met hom 'n uitnodiging maak om nader aan jou te beweeg. Jy moet 'n verhouding met hom hê, soos wat jy met Jesus en met die Vader het, soos wat ons geleer is. Praat met hom in die oggend. Sê good morning Holy Spirit, want dis hy wat jou lei elke dag. Gees van God, kom raak my aan. Gees van God, kom versterk my. Hy woon nie net langs my nie, maar binne in my. So ek maak klaar. Jesaja 7 vers 14 sê, dat aan hom is gegee 'n naam Immanuel, wat beteken God met ons. Nou as jy gaan kyk na die Hebreëse betekening, beteken God met ons, dit beteken God is nie ver of afwesig nie, hy wandel saam met sy mense elke dag. Dis wat dit beteken. Saam met my beteken God loop langs my.
Die Hebreëse idee van saam met my beteken nie net naby wees nie, dit beteken hy dra my laste saam met my, hy stap die pad saam met my en hy deel my lewe saam met my. Hoor hoe mooi is dit, jy kan jou lewe met God deel. Dis mooi. Om God, dit beteken ek laat hom toe om deel te wees van my lewe. Psalm 23 vers 4 sê, U is met my, die Here is met my, by my, langs my, aan my sy, en dit is die beeld van iemand wat nie net staan en kyk nie, maar saam met my deur elke vallei loop. Hy is in my, God woon binne in my. So in die Ou Testament het hy die Heilige Gees na mense toe gekom, maar by ons is hy permanent by ons, by die gelowiges. Nou hierdie Heilige Gees is geprofeteer in die Ou Testament. Ek lees vir jou Esegiel 36 vers 27, 'n mooi skrif. God sê, ek sal my gees binne in julle gee. Duisende jare voor die uitstorting van die Heilige Gees, God sê, ek sal dit binne in julle gee. Die Hebreëse gedagte van binne-in beteken diep binne jou hart, jou siel, jou wese. En ek bid dit baie persoonlik. Sê ek, Here, vat die soeklig van die Heilige Gees en skyn in my wese in. Kom praat met my, kom wys sekere goed vir my uit. In die Nuwe Testament, ons het gepraat van die Ou Testament, Nuwe Testament, Galasiërs 2:20, hoor wat sê die Bybel? Christus lewe in my. Christus lewe in jou. Die Griekse woord beteken, hy maak sy woning binne in jou lewe. Dit beteken, Jesus met my, hy verlaat my nooit nie. Jesus saam met my, hy dra my deur elke stryd. Jesus in my, sy gees lewe in my. Hy is nie net 'n God wat bo my is nie, hy's 'n God wat langs my is en binne in my is en saam met my is elke dag van my lewe. Jesus het opgegaan, maar hy het iets beter vir ons gestuur om elke dag saam met ons te loop, as ek dit so kan stel met respek. Die Heilige Gees wat binne in ons woon. Elke dag saam met ons. Waardeer jy die Heilige Gees? Na vanaand behoort jy. En miskien musikante kan vorentoe kom asseblief. Miskien het jy in die laaste tyd gevra, Here, ek voel alleen. Die Hemelvaart leer my vandag dat die Here is nader as wat jy dink. Die Hemelvaart leer my vandag dat hy leef. Hy sit nie net in die hemel nie, hy regeer. Hy bid nou vir my en vir jou. Hy stap saam met jou. Hy sal jou nooit alleen los nie. En miskien het jy ergens hoop verloor, miskien voel jy alleen, miskien voel dit asof die hemel vir jou stil geword het. Die Hemelvaart leer my vandag, die troon van God is nie leeg nie. Die graf staan nog oop, dit is leeg. En Jesus leef vir ewig. En omdat hy leef, kan jy môre in die oë kyk. Dis hoekom ek hoop het op die dag van môre, want God is saam met my. As ek dit op my eie krag moet doen, gaan ek faal. Maar ek sien kans vir môre, omdat die Here môre saam met my gaan wees. God wag al reeds in Vrydag vir jou, om jou suksesvol te maak, om jou 'n goeie dag te gee. Omdat hy leef, kan my geloof weer leef. My hart kan weer hoop. Omdat hy leef, het lewe weer 'n nuwe betekenis. Johannes 14:19, my laaste skrif. Jesus sê, omdat ek leef, sal julle ook leef. Hy leef binne in my. Hy is my lewe, hy is my ewige lewe. En ek en jy kan vanaand dankbaar wees, omdat Jesus hemel toe is. En ons het die voordeel, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. En jy het vanaand gehoor dat ons het die Heilige Gees, wat naby aan ons is. Jy moet dit tog 'n leefwyse maak, om die Heilige Gees na jou toe te nooi. Nooi hom. Vanmiddag terwyl ek staan en kos maak, as jy kom by so stil en ek gaan gou op my foon en ek kies 'n lied en ek sit daai geestelike musiek aan. En in 'n paar oomblikke manifesteer die Gees van God in my kombuis. En terwyl ek met 'n mes in my hand staan en skil, ervaar ek God se teenwoordigheid op my. En daai is kosbare oomblikke vir my. Dis my alleentyd met die Here. Dis goed as ons by mekaar kom, maar daai alleentyd met God is spesiaal, wanneer jy tyd met hom spandeer. En ek dank vandag die Here, sy werk is voltooi. Hy het kruis toe gegaan, hy het die hel en die sonde oorwin. Hy het opgestaan, en ek en jy kan vandag oorwinnaars wees. Ek dank die Here,
dat hy sit nou langs die Vader en hy regeer met mag en met krag. Ek dank die Here dat hy pleit nou as 'n hoëpriester vir my en vir jou. Ek dank die Here dat die Heilige Gees is hier vanaand as jou helper, jou leidsman en jou vriend. En Jesus maak nou 'n plek gereed, want hierdie is nie my finale huis nie. I'm going to move to another address, another place. Hy het gegaan van die aarde na die troon en hy regeer vir ewig vir my en vir jou. Kan ons 'n oomblik vat, maak gou jou oë toe. En op jou eie manier, op jou eie tyd, sê net, Here, dankie. Dankie dat U hemel toe gegaan het. Vanaand herdenk ons die dag toe Jesus opgevaar het hemel toe. Ons dankie, Here, dat U ons nie as weeskinders gelos het nie, maar vir ons die Heilige Gees gestuur het. Die trooster, wat my troos as ek troos nodig het, wat my bekragtig wanneer ek krag nodig het, wat vir my die pad wys as 'n leidsman wat ek nie weet wanneer kan toe nie, wat saam met my is in moeilike tye, wat by my is as ek huil, wat my kom aanraak wanneer ek alleen voel. Dankie, Here, vir die Heilige Gees wat U vir ons gestuur het. En vanaand is die Heilige Gees in hierdie plek by elke persoon. Ek bid nou, Here, dat U mense sal aanraak deur die Heilige Gees. Iemand het iets nodig. Of dit genesing is, Jesus maak gesond. Of dit vanaand op 'n slegte plek in hulle lewe is wat hulle dalk depressief voel, Jesus gee weer hoop. Of dit vanaand op 'n plek van radeloosheid is, waar daar geen antwoord is nie, 'n plek wat mense geen antwoord vind nie. Here, uit dieptes gans verlore, wanhoop ver van waar hoop sy laaste spore. Ek bid dat die Heilige Gees vanaand iemand in hierdie plek sal aanraak, iemand met 'n verwagting, iemand wat sê, ek het dit nou nodig, Here. In my lewe wil ek die Heilige Gees ervaar. Ek wil nie net van hom sing nie, ek wil nie net van hom praat nie, maar nou op my lewe, in my gemoed, my gees, siel en verstand, raak my aan deur die Gees, Here. Want U het die Heilige Gees vir ons gestuur. Dankie dat ons bekragtig hier gaan uitstap en dat ons weet die Here was by ons gewees. Ons loof U omdat U dit goed bedoel met ons. En Here, hierdie woord gaan nie ledig terugkeer nie. In die dae wat kom, gaan mense wat honger is, die aanraking van die Heilige Gees ervaar. As hulle in hulle kar ry, as hulle in hulle kamer is, Here, as hulle by die werk is, U weet, U ken elkeen van ons. Ek bid dat die Heilige Gees lewendig in mense se lewens sal word. Here, dat ons 'n nouer verhouding met die Heilige Gees sal hê. Here, dat ons sal regmaak wanneer ons kerk toe kom en wanneer ons hier is, dan is ons geestelike vlak al reeds hoër en ons kan net inskakel en konnekteer met die koninkryk van God, want ons het reeds 'n aanraking van die Heilige Gees gehad. Here, hierdie gemeente staan bekend as 'n gemeente waar die Gees van God werk. Ek wil dit nooit verander nie. Inteendeel, hierdie herder en geestelike leier bid vanaand, Here, dat dit meer intens sal word. Dat die Gees meer op mense se lewens sal manifesteer. Dat hy meer mense sal aanraak, sal oortuig en dat hulle die stem van die Here sal hoor. Ek bid in die dae wat kom dat mense sal vorentoe hardloop en op hierdie mat kom neerval, omdat die Gees van God hier is, omdat hulle oortuig is, want dis die antwoord vir 'n honger wêreld. En U het gesê in die woord dat in die laaste dae gaan mense God soek. Hulle gaan hardloop om by die waarheid uit te kom en die waarheid gaan hulle vrymaak, want die Gees van God is hier by ons. Dankie vir die omgee en die empatie in ons lewe, Here. Dankie vir die Heilige Gees vanaand, Here. Kom, sing dit saam met ons. For He is Lord.
naam van die Here sal my groot. He is Lord. Kom ons sing het nog een keer, help my, He is Lord. Lord is Lord. Ek wil net gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Hier's mense wat sê, Here, ek soek daai Heilige Gees wat pastore van vanaand gepraat het. Ek soek daai aanraking. As jy honger is vanaand, staan gou hier voor. Ek wil hê jy moet vanaand uitstap met iets hierso wat die Here vir. Hierdie is 'n selektiewe uitnodiging. Dis nie vir almal nie. Dis vir mense wat honger is, wat sê ek soek vanaand dit wat ek gehoor het. Ek wil hê die Gees van God moet op my rus. Ek wil hê hy moet my kom bekragtig, hy moet vir my hoop gee. Die stem van die wêreld het my negatief gemaak, maar ons het vanaand hoop want Jesus het opgevaar en hy sit en hy regeer, maar die Heilige Gees gaan vanaand mense kom aanraak. Pastore, kom help my asseblief, sing dit weer vir my saggies. Ek wil gou vir hierdie mense hande oplê. Sing dit vir my saggies asseblief. Every tongue confess. Every tongue confess that Jesus. Kom ons vat 'n paar oomblikke. Wees net aanbiddend, wees bidend, wees rustig dat ons hierdie mense bedien.
Dankie Here, ons gaan nie vanaand leeg hier uit nie. Ons het iets ontvang by die Here. Dankie dat die Gees getrou is. Ek weet, U het vanaand by mense stil gestaan. Ek weet, U het iemand aangeraak en ons gaan verkook vanaand uit mekaar uit. Ek bid vir die naweekse dienste, Here, daar's goed wat beplan is, daar's iets wat U wil doen, dat U Gees nog magtiger en meer sal beweeg in Jesus se naam. Beskerm ons, bring ons veilig by mekaar, Here. Dankie daarvoor. Amen. Die Here seën jou. Geniet jou Vrydag en jou Saterdag. Ons sien mekaar Sondag.